Dat sê, goeiedag en baie welkom by ons podcast. Ons is baie opgewonde vandag om so 'n bietjie met julle te kan praat oor nog 'n karakter waarmee ons as gemeente besig is. Ons is in hierdie gemeente besig met so 'n bietjie te kyk na Bybelkarakters, spesifiek waar God 'n pad van herstel stap. En ons is opgewonde om vandag so 'n bietjie met julle te praat oor Moses. Nou, Moses is 'n massiewe karakter in die Bybel. Inteendeel, ek wil amper buiten dalk vir Paulus en Petrus dalk wat nou Nuwe Testament sê, Moses is seker een van die grootste Ou Testamentiese karakters. As jy die hele Exodus, Numeri, Deuteronomium gaan lees, so vandag wil ek net sommer 'n disclaimer insit om te sê, ons gaan nie oor alles van Moses kan praat. Dit is net heeltemal onmoontlik. So Jugie, baie welkom. Dit is lekker om so 'n bietjie saam met jou te kan gesels. Maar ek dink dit is belangrik dat ons net gou 'n bietjie verstaan wie Moses is. So Jugie, vertel my dalk so 'n bietjie. Daarso is hierdie konsep van wat ons noem 'n verbondsvolk, né? En Moses is so 'n bietjie 'n sentrale figuur in hierdie verbondsvolk en eintlik wil ons vandag so 'n bietjie praat oor verbondstrou. So help ons net gou verstaan, wat is die verbond? Dis 'n groot kerkwoord dat ons net gou voordat ons eintlik by Moses se verhaal kan uitkom. Ja, dankie Nadas. Ek dink wanneer dit kom by verbond is dit so 'n belangrike konsep net om te verstaan, want anders gaan 'n groot gedeelte van die Bybel net glad nie sin maak nie, want nie net in die Ou Testament nie, maar ook in die Nuwe Testament sien ons hierdie keer op keer herhaal en hoe die verbond eintlik aangepas word en ontwikkel word en die waarde wat dit eintlik vir ons vandag ook het. So as ons dink aan verbond, hierdie groot woord, is baie mense se mening dat dit 'n ooreenkoms is, 'n kontrak is, dit is iets tussen twee partye, jy doen dit en ek doen dit. Maar wanneer ons kyk na die Bybelse betekenis van 'n verbond, is dit soveel meer as net 'n paar ooreenkomste tussen twee partye. Dit is 'n uitnodiging na 'n verhouding. Dit is iets wat God initieer. Jy gaan ons miskien 'n bietjie later vertel van Abraham in Genesis 15, maar ons sien dat God hierdie verbond initieer en dan stop die verbond nie net by die feit dat nou het ek 'n verhouding nie, dit kom verander my identiteit. So as ons praat van Israel wat die verbondsvolk is van God, beteken dit die verbond is die kenmerk dat Israel aan God behoort. Ja, dankie Jugie. En ek dink dis belangrik. Verlede week het ons so 'n bietjie mekaar gesels oor Josef en hy het ons ook verwys na hierdie pad waar Josef vandaan kom, wat eintlik deel van hierdie aardsvaders is, waar God geroep het vir Abraham eerstens en wat ons noem dan 'n verbondsbelofte aan hom gemaak het, hierdie verbond met hom gesluit het, later weer met eintlik eerstens met Noag, maar hy lyk so 'n bietjie anders, né? Reënboog, maar ja, en dan maar nou spesifiek Abraham, later die volk in Moses se verhaal sien ons waar God hierdie verbond kom vernuwe weer by die berg van Sinaï met die 10 gebooie en hierdie pragtige verhaal wat daar gebeur en dan later weer met Dawid en Samuel, né? So dis wonderlike stories, maar die belangrike ding is om te verstaan dat hierdie verbond met Abraham spesifiek gesluit word eintlik met 2 beloftes wat gemaak word. Die eerste een wat sê ek gaan vir jou 'n God wees. Met ander woorde, julle is my volk en jy gaan 'n groot nasie hê en al hierdie tipe van goed, maar tweedens hy sê ook vir Abraham, ek gaan vir jou 'n naam gee. Ek gaan jou naam groot maak en in Jesus sien ons natuurlik dat daai naam sy naam is en soos wat ons deel word daarvan, so ons praat in Jesus nou van die verbondsvervulling. Nou dis groot konsepte waar ons net nou is om te verstaan, God kom maak 'n belofte. En daai Genesis 15 waarvan jy praat, sien ons baie sterk, toe God met Abraham hierdie belofte gemaak het, is dit hy wat eerste gehandel het, en soveel so, om te sê, dit het ook op so 'n manier gebeur, waar hy geweet het, die mens gaan nie sy kant nakom nie, mens gaan sukkel, maar God het gekies om nog steeds te sê, ek gaan nog steeds my kant nakom. Ja, Nadas, en ek dink dat as mens dit net 'n verbond beperk tot 'n kontrak, is dit, as jy die reëls oortree, dan word die kontrak getermineer, dit is klaar. Wanneer ons kyk na die verbond wat God sluit met sy volk, is dit, wat ons sien, maak nie saak hoeveel keer daar aangejaag word of droog gemaak word, God bly getrou aan sy verbond en die verwagting is dat sy volk dieselfde doen. Ja, en ons gaan ook in Moses se verhaal sien, en ons prep nou so 'n bietjie oor waarna ons later gaan praat, en ek dink is belangrik om te verstaan, maar in sy verhaal gaan ons ook sien dat ongehoorsaamheid ook gevolge het, dit het nie ewe skielik geen gevolge as gevolg van die verbond nie, maar God los ons nooit in daai situasie. En ek dink dis die hart van die verbond. En dis waar die herstel
dan nou eintlik kom om te weet dat God ons nie los nie. Al dink ek ons gee vir hom elke rede in die boek dat hy dat dit nou genoeg is. Ek dink die mooi wat ons sien en as ons nou 'n bietjie gaan chat oor Moses se verhaal en sy lewe, sien ons dat die enigste konstante in hierdie verhaal eintlik God is. Yes, nee, wonderlik. So kom ons begin bietjie daar by Moses. Moses het 'n lang storie, so ons gaan 'n paar goeie CV. Ja, ons gaan 'n paar goedjies kies daarso. So ek wil eerstens bietjie praat oor sy geboorte en die redding. Soos wat jy nou dalk weet, Jugie, Moses het 'n interessante verhaal as 'n Israeliet in Egipte, waar hy bietjie anders is as die ander Israeliete. Wil jy dalk vir my 'n bietjie verduidelik? Ja, ek dink as enige iemand al die King of Kings movie gekyk het, weet jy presies wat hier gebeur. Ek bedoel, Moses se lewe was eintlik in gevaar en ons sien iets van hierdie oorgee van sy ma wat hom in 'n krippie sit en hom eintlik deur die gevaarlikste rivier laat afgaan en daar hy op, nie by die buurvrou nie, maar eintlik by die farao se paleis en hy word daar ingeneem en hy word eintlik daar groot. So hy is 'n Jood, maar hy word eintlik groot en so met ander woorde, ons kan sê die Joodse tradisie van op die 8ste dag was hy heel waarskynlik deur die besnydenis gegaan hy self, maar hy word groot in 'n konteks waar hy weg is van sy volk, van sy mense. En ek dink as mens nou 'n movie reference mag gebruik, ek dink die King of Kings movie wys dit baie mooi eintlik die verhoudings wat hy bou en dan sien ons hy word groot in hierdie konteks eintlik nie net nou van hy word saam met die Egiptenare groot nie, maar hy sien ook hoe sy volk lei. Hy weet wie hy is, hy weet dit wat eintlik verwag word van hom en hy weet dit is verkeerd en op 'n dag nadat is dit so verkeerd dat hy homself nie kan help nie en hy sien hoe 'n Egiptenaar eintlik die Hebreër aanval. Ja. Eintlik nie eers aanval nie, dit was die gebruik geweest dat as jy nie werk gedoen het, jy was jy geslaan. Ja. En toe vat Moses matters into his own hands en hy slaat die ou dood. Sure. En dit is eintlik waar Moses se draaipunt in die storie kom, waar hy eintlik uit Egipte dan nou vlug want hy's bang vir sy lewe. Ja, nee, dit en yes, dankie, jy help ons so mooi om te sê. So hy was anders as die volk, maar hy het nog steeds sy identiteit uiteindelik daar gelê. En iets het hom in hom gebroei oor al hierdie jare en toe hy nou hierdie jong, sterk man was in sy prime. Toe het hy, soos jy sê, die dinge bietjie in sy eie hand ingeneem. Ek dink hy het nog in daai tyd nog nie baie goed verstaan nie. Ek dink dit is maar 'n verwarde jong man gewees om in hierdie paleis groot te word, maar jy is tog anders, jy lyk anders. Wat nogals radikaal is. En dan gebeur hierdie ding waar jy ook weet, maar hierdie is eintlik my mense en dan neem hy daai radikale stap. En hy vlug dan nou op die einde van die dag en in hierdie vlugteling gebeur, in hierdie vlug en wie uitfigure wat in die lewe aangaan op 'n manier gebeur daar eintlik 'n ongelooflike ding. Daai verhaal wat ons so goed ken van die brandende bos, waar God hom eintlik terugroep. En ek gaan nou nie in die detail van daai verhaal kan ingaan nie, ons het nie die tyd nie, maar gaan lees dit asseblief daar in Exodus. Maar God kom roep hom en sê op 'n stadium van hierdie woorde, jy kom nader, maar trek jy skoene uit want jy's op heilige grond, jy's hier weer in die teenwoordigheid waar hy van die heilige ek is. Op 'n stadium vra hy vir die Here, maar hoe moet ek nou hierdie volk gaan aanspreek? Want God roep hom natuurlik om te sê jy moet nou hierdie Israeliete gaan red. Maar dis die ek is en hy begin iets verstaan daarvan. En is nou belangrik om die kontras te sien, waar hy eintlik in hierdie farao se huis groot geword het, waar die farao letterlik aanbid is as 'n god, né? So as die god, die god van en op 'n manier amper as 'n pa-figuur of 'n oupa-figuur in sy lewe is, waar hy 'n noue ontmoeting het met die groot ek is, met God self, die ware God, né? En dis 'n radikale transformasie wat daar plaasvind. Maar dit beteken nie hy is okay en sê Here, nee, is reg, hier gaan ek nie, né? Ja, nou as ek dink as jy nou so aanjaag dat jy iemand doodmaak en jy vlug en jy het hierdie ontmoeting met God en God steek sy hand uit en gee eintlik vir jou hierdie roeping om dit te gaan doen, is mense, ek dink 'n natuurlike reaksie, is dankie tog, Here wil my nog gebruik, maar in Moses se geval, daai confidence wat hy gehad het in Egipte is eintlik weg. Hy stry eintlik met die Here, is hy seker. Ek kan nie, elke rede gee hy vir hom
hoekom hy die verkeerde persoon is. Ja. En dat dit eintlik 'n fout is dat hy nou daar op 'n heilige grond staan. Ja, hoe kan ek nou daai regte ou wees? En ek dink dis 'n verskriklike belangrike vraag vir onsself en hy het gee soos jy sê, gee al hierdie verskonings, ek hakel, ek kan nie praat ere, ek kan nie en God kom gee vir hom hierdie tekens eintlik as 'n bevestiging van 'n staf wat in 'n slang verander en melaatsheid in die sak. Dis al hierdie goeders en tog en op 'n dag ek wil amper gee die Here amper seker in en sê maar hier is Aaron wat saam met jou gaan en hy sal ook saam met jou praat en maar God bevestig tog in daai teks om te sê maar jy is die een wat hulle red. Jy is die een. So God het kom kies om te sê jy moet hierdie rol vervul. Dis jou wat ek oprig. Jy kan nie weghardloop. Ek gaan dit so maklik as moontlik vir jou maak in die sin dat ons gaan vir jou helper gee en as ons kyk na geloofsgemeenskap vandag help dit. Ons het mekaar nodig. Maar ons kan nie daai verantwoordelikheid eintlik ontsnap nie. Ja, en ek gaan 'n bietjie spring in sy verhaal, want nou ken ons die storie dalk van die 10 pla en daar's 'n klomp goeders wat daar gebeur, maar hier, ek wil maar sê, sal karakterontwikkeling wat plaasvind van Moses wat nou leierskap neem en hierdie leier word, is vir hom moeilik, ook in baie opsigte, maar daar's radikale goeders wat gebeur en dan lei hy hierdie volk uit en dan kom hulle daar by die Rooi See en ek wil amper sê ongelooflik die movies like daai ene van die water wat geskei word en ja, partykeer is dit maar interessant weer ons vat hierdie groot konsepte ons maak dit so groot maar hierdie verhaal word van hierdie persoon wat nou leiding moet neem en hierdie volk moet lei en maar tog is daar frustrasie in dit en ek kan dit nogals insien. Jy nou moet dink, dis is 'n klompie mense wat moet leiding neem en hulle is moeg. Hulle is kwaad. Hulle gaan so ver deur te sê dit is vir hulle beter by die onderdrukkers gewees. So daai kospotte van Egipte verlang hulle. Hoe sal dit jou as leier laat voel as jy nou hierdie mense moet lei en hulle is kwaad en maar hulle tog sien hulle al hierdie goeters wat gebeur? Ja, Nardus, ek dink mens kan dit terugtrek op wat ons in die begin gesê het raak in die verbond, dat jou identiteit verander. So as dit van myself as Yugi wat my eie identiteit nog in my identiteit in Christus nie, sou ek vir die mense gesê het, gaan. As julle nie my wil volg nie, as julle kwaad is, as ons deur alles is, die wonderwerke wat julle gesien het en julle kla nog steeds, weet jy wat, vat julle goed en loop. Maar daar's genade in hierdie proses en God kom verander ook mense harte en hy lei en so ek dink Nardus vir leiers vandag en ek dink iets wat Moses vir ons miskien leer of wat ons leer uit sy verhaal is dat mense is mense met verskillende persoonlikhede en jy moet geduld en genade in die proses hê en vertrou dat wanneer God jou roep om iets te doen, gaan hy sy belofte hou. En jy moet in die proses jou beste probeer om in daai belofte te leef en om toe te laat dat jy nou nie meer net funksioneer as ek net as Yugi nie, maar dat ek nou funksioneer as my identiteit het verander by die kruis. En ek dink, ja, so uit Moses se verhaal, ek kan dink hy was frustreerd en as ons nog verder spring deur alles gaan hy self nie die beloofde land eers in nie. So ek dink dit was 'n groot uitdaging vir hom. Ja, daai is belangrik om te verstaan die rede, is hy het op daai rots geslaan toe hy so gefrustreerd was en vir om water uit te tap. Weer eens hierdie ongelooflike ding wat God kom doen, maar hy is eintlik so diep gefrustreerd met homself en op 'n einde van die dag die gevolge van die ongehoorsaamheid, is hy sien nie die beloofde land nie. Die gevolge van die ongehoorsaamheid, ek spring nou weer, van die volk wat God gesê hierdie die beloofde land gaan in, hy stuur hierdie spioene in en hulle kom terug en en 10 van hulle sê nee, ons kan nie, hierdie mense is te groot, hierdie mense is te sterk, hulle vertrou nie die Here binne dit nie, weer eens daai verbondstrou wat eintlik nou maar bietjie verbreek word in daai opsigte, dat hulle die gevolg is daarvan vir 40 jaar, 'n hele generasie wat eintlik op 'n manier uitsterf, wat hulle in die woestyn moet rondswerf. Maar tog kom sorg God vir hulle in dit, God gee die manna, weer eens, die bekende goeders wat ons ken. Maar God is met ander woorde heeltyd by hulle. Hierdie verbond, hy los nie sy belofte nie. Hy sê nie, ek is klaar met julle nie. Hy is by hulle. Daar's wel 'n belangrike verhaal in Genesis 4, Exodus 4 wat gebeur, wat dalk vir ons 'n bietjie ietsie verduidelik van hoe belangrik ook ons, ek wil sê, deelname tog in hierdie verbond is, né? Nou, daai verhaal is 'n baie vreemde verhaal eintlik van toe hy nou na hierdie brandende bos en hy en sy mense is besig om te trek daar na Egipte toe, sy gesin en hy moet hierdie volk gaan red, né? Dan op 'n stadium kom hy by 'n plek waar God vir hom kwaad is en God gereed is om hom dood te maak.
En dan lees jy daar in Genesis 4 vers 24 tot 26 waar sy vrou Sipora hom dan nou eintlik red deur die verbondsteken tot vervulling te laat kom, né? Waar die teken was om te sê ek is deel van hierdie verbond, seentjies moet op 8 dae besny wees, waar hy 10 en was, maar hy 10 en nie sy kinders dit gedoen nie. Nou daai Farao, hy is groot geword. So dis iets van 'n herstel om te sê maar ek het hierdie belofte aan die aardsvaders gemaak, ek wil dit deur jou voortsit, né? Maar jy moet hierdie belofte nakom. In ander woorde, jy iets om te doen. Jou kinders moet besny wees, die bloed wat moet vloei, hierdie bloedverbond wat gesluit is, né? En waar sy dan letterlik, terwyl sy dit besef, wat besig is om te gebeur, haar seun besny en dit sou by sy voete gaan neersit en hom aanraak daar, wat nogals vir ons 'n bitter vreemde ding is, maar op 'n manier in daai oomblik is dit so 'n aanvaarding van, o ja, die is wie ons is. En is vir ons belangrik dat ons in dit leef. Dit vorm later ons identiteit van ons leef uit God se belofte. Nou, as ons nou vandag terugvat na Jesus wat eintlik die verbond kon vervul het, sy bloed is die laaste bloed wat gevloei het, dus kom ons bloed nie meer hoef te vloei nie, al daai tipe van goedjies, maar dan is dit tog so belangrik om te sê ek kan nie net sê ek vertrou op die Here, maar ek leef dit nie uit nie. Dan is daar nie eintlik 'n effek nie, né? Verstem jy saam, maak dit vir jou sin? Dit maak vir my 100% sin. Ek dink die hartseer is of die hoop eintlik is dat Moses self dit moes besef het, nee, en dat hy self dit eintlik moes uitvoer om te dink God stel hom nou aan om 'n volk te lei, om God se volk te lei en God se volk was gekenmerk deur die teken van die besnydenis. So met ander woorde, hy en sy gesin moet hierdie volk nou lei om te doen wat die Here wil hê moet doen, maar hy self koop nog nie 100% in nie, want sy gesin is nog nie, dra nog nie die teken dat hulle aan God behoort nie. So, ek dink is, ongelooflik belangrik as ons kyk miskien vandag na is die feit dat wanneer ons sê ons is kinders van die Here, is dit net iets wat ons sê, of is daar eintlik 'n teken in ons lewe? En ek bedoel, ons kan dit nou deurtrek, die tekens wat ons het, die sakramente wat ons het, die nagmaal, soos jy gesê, die laaste bloed wat gevloei het, die Jesus wat in ons plek kom sterf, ons het deel aan daai verbond, die doop wat herinnering is, 'n teken is van hierdie verbond, dat 'n teken is dat ek behoort aan God. En ek dink ons mis uit as ons nie deel het daaraan nie. Ja. 'n laaste verhaal waarby ek wil stil staan is die wat eintlik op hierdie ding kapitaliseer is die ontvang van hierdie 10 gebooie. Nee, is 'n radikale ding hier by Berg Sinaï. Moses, die volk wonder nou, hulle is nou deur hierdie see, wonder nou hoe lyk dit nou, wat gaan nou gebeur, en Moses gaan op hierdie berg op om God te aanbid en die volk is dan nou ongehoorsaam en ongeduldig, nee, en hulle maak hierdie kalf uit goud en hulle aanbid hom later, en soos Moses nou daar afkom en hy het nou hierdie ongelooflike ontmoeting met die Here, hierdie die groot ek is weer eens, en hy kry hierdie 10 gebooie, hierdie klipstapels, om te sê hierdie is nou die manier wat julle moet gaan leef. As julle wil geïdentifiseer word met wie ek is, verder as net die besnydenis, hier's hoe julle die lewe aanpak. Hier's vir julle goeie, die woord wat ons daar gebruik is eintlik die Torah en die teologie nou, né? En Torah beteken nie noodwendig alleenlik net wet, met of ander woorde, doen dit en dit sal gebeur. Dis nie dit werd, dis eintlik 'n stuk teaching, 'n stuk onderrig vir die lewe. So, dis goed vir jou om so te leef. GPS. Ja, mooi gesê. Met ander woorde, as daar staan is nie, jy moenie begeer nie. Is dit, die Here weet vir ons as mense, is dit nie goed om te begeer nie, want dit gaan vir jou die lewe moeilik maak, dit gaan slegte verhoudings veroorsaak, al hierdie tipe goeie. So dis nie net hoe jy mag nie, dis nie goed vir jou nie. Dis om jou te beskerm eintlik. En so nou kom God, of kom Moses daar af, en hy wil nou hierdie goeders aan die volk bekend maak, en dis soveel so dat hy daai klipstapels breek, ek vermoed hy het dalk so 'n bietjie reer gegooi, die teks sê meer geval, maar ek dink hy was baie kwaad geweest. So, maar jy kan net indink hierdie ongelooflike ontmoeting, en dan ewe skielik hierdie volk wat so teleurstel. En daar's ook 'n gevolg daarvan. Tog kom God en hy kom herstel die volk ook weer binne in dit. Maar iets van daai worsteling. En dan wil ek vir jou vra, Jogi, as jy dit nou 'n bietjie toepas op vandag,
hoe journey God met ons met hierdie manier wat hy vir ons kom gee, maar hier is 'n goeie manier van leef wat ons dalk vandag na die Bybel het, wat ons in totaliteit kan lees en baie daaruit kan leer. Wat gebeur as ons dit nie deel maak van ons lewe nie? Wat is die effek op die einde van die dag daarvan? Ja, nou as ek dink as die effek van as ons nie doen wat die Bybel vir ons sê ons moet doen nie, is ongelukkig dat ons sonder 'n verhouding leef met God. En ek dink dit is die skerigste ding, want as mens sonder God leef, beteken nie God is nie teenwoordig nie, maar as ek doelbewus kies om nie vir hom te kies nie, het ek nie deel aan hierdie volmaakte liefde wat klaar vir my gegee is nie. En as ek dink aan Moses se verhaal wat, soos ons in die begin gesê het, mens kan vir ure praat oor hom, maar is dat God het 'n behoefte. Hy het eintlik hierdie smagting om in verhouding met jou te leef. En as ons kyk na Genesis 15, sien ons, hy initieer dit self, hy loop self. En ons mis uit daarop as ons nie reageer op dit wat Christus ons aan die kruis kom doen het nie. Yes. So met ander woorde, wanneer ons weer eens kyk na die Bybel of soos nou die 10 gebooie, as mense dit so reg tegnies maak, jy moet dit doen, ons kyk na Nuwe Testament, jy moet, dan verloor ons die waarde totaal en al. Ons is hier met ons lees hier van ons God, wat geduldig is met die volk, wat keer op keer eintlik 'n rede gee omdat hy eintlik moet terugtrek, en dat dit op so 'n punt kom dat hy self sy seun vir ons stuur. En om die prys vir ons te kom betaal. En ek dink vanuit as mens die Bybel in sy geheel kyk, van Moses tot Jesus tot en met vandag vir ons nou is die herhalende tema dat God 'n behoefte het om sy volk vir my en vir jou en vir almal wat kyk te herstel. En nie net te herstel om te sê ek was nou hartseer, nou is ek bly nie, maar om ons eintlik so op te hef tot 'n volgende vlak dat ons nie meer aan onsself behoort nie. En dan verander jou lewe vir ewig. Ja, sure, dankie Yugi. Ek dink om op 'n manier bietjie af te sluit en dit wat ek ook hoor en wat ek beleef en wat ek sien in hierdie ongelooflike verhaal, ek meen is hierdie massiewe verhaal, is hierdie persoon wat soms te mekaar was in die begin. Ek dink nie soms nie, baie te mekaar was in die begin, maar God kom herstel hom in wie hy is, en God kom vorm hom later en hy kom bevestig eintlik hierdie verbond strou, hierdie ding waar hy sê, maar ek gaan vir jou 'n God wees ten spyte van wie hy is, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van dat jy dit verstaan of nie verstaan nie. Ek dink hy seker die Israeliete wat dit die minste verstaan het, want hy het nie tussen hulle geleef nie. Maar tog kom God en sê, maar ek wil daar wees vir jou. En dan is daar 'n stuk karaktergroei wat plaasvind van hy ontdek gehoorsaamheid, en ek wil amper sê die volk ontdek ook belangrik hoe belangrik gehoorsaamheid is, en dat daar effekte is op hierdie goed. So ons kan dit ook nie mis nie, dit is die realiteit. Maar ten spyte daarvan kies God om hy kom herstel, ek wil amper sê reset. Daai 40 jaar is nogal 'n diep simboliese betekenis van 'n generasie wat hartseer is, maar is nodig om weer nie te kyk en weer te gaan. En al hierdie tipe van goeters bly God konstant. Hy bly by ons. Hy is die een wat daar saam met ons hierdie pad stap. So vandag, as jy dalk in jou eie lewe kan inkyk, vir die luisteraars ook te kan net dink, maar waar het ek dalk so 'n bietjie opgehou om gehoorsaam te wees, so 'n bietjie dalk, ek wil amper sê ook min tyd in my woord spandeer, waar ek probeer agterkom hoe wil God hê ek moet leef, en daai verhouding staan. God se hand is uitgesteek. Hy sê my kind, kom vat hom, kom wees hier. Kom stap saam. En ek dink daar's nie 'n punt waar ons kan wees waar ons sê maar ek is te ver afgedwaal nie. En ek dink dis vir my belangrik om te verstaan ook in sy verhaal. Daar's altyd nagevolge met goed, maar tog God se belofte is vir elkeen van ons, en as ons dit nou na Nuwe Testament toe vat, na Jesus toe vat, dat ons nie eintlik anders kan nie. Soos jy dit altyd vir my so mooi sê, so moeilik om te preek aan die Ou Testament uit, want ons kan nie anders as om te sê, daar's genade oorvloedig vir ons in Christus, al verdien ons dit nie. So nee, dit is kosbaar. Yugi,
Dit was lekker gewees Dankie, om 'n bietjie Narus, saam met ja. jou te kuier en te praat oor hierdie ongelooflike karakter en ook eintlik met die volk, hierdie pad wat God kom stap, hierdie verbond en so ook die gehoorsaamheid en herstel. Ja, dan mag dit sommer net 'n lekker leerskool ook vir ons so saam mekaar wees. Baie dankie. Dankie, groot voorreg.